Hoe om 'n lys van kort feite te memoriseer. Maak nie saak in watter graad jy is nie, jy gaan ergens deur die jare 'n lys van kort feite moet leer en onthou. In graad 12 geskiedenis gaan jy byvoorbeeld 'n 4-punte vraag kry oor hoekom Amerika die Vietnamoorlog verloor het. Of in graad 7 geografie kan jy dalk die volgende vraag kry: noem 4 van die aaklige gevolge van natuurrampe wat inwoners op land en op eilande in die gesig staar. Hier is 'n paar wenke oor hoe om feite te memoriseer. Nommer 1, gebruik 'n wit bord. Wanneer jy die feite leer, moet jy maak asof jy 'n onderwyser is wat die werk vir 'n klas moet verduidelik. Staan voor jou witbord, sê die feite hardop en skryf dit op die bord neer. Soos wat jy skryf, verduidelik die werk hardop. Jy hoef nie woord vir woord op die witbord neer te skryf nie. Teken prente en skryf kort woorde neer. Die belangrikste is dat jy die werk hardop verduidelik. Nommer 2, maak flitskaarte. Maak 'n flitskaart vir elke feit. Loop rond en leer die flitskaarte uit jou kop uit. Nommer 3, maak 'n prentjie van elke feit. Visuele leerders en ADH-leerders moet prentjies gebruik wanneer hulle leer. Kom ons gebruik weer 'n graad 7 geografie vraag as 'n voorbeeld. Wanneer jy moet leer wanneer magma lava word, kan jy prente gebruik om dit te memoriseer. Voor jy begin prente teken, lees eers die feite hardop teer. Magma is 4 warm stadig vloeiende gesmelte gesteentes wat uit die aarde se mantel kom, terwyl lava vloeibare rots is wat uit 'n vulkaan kom en nou op die aarde se oppervlak is. Wanneer jy deur hierdie feite lees, watter prente kom in jou gedagtes op? Teken nou die prente op 'n flitskaart of in 'n breinkaart. Teken kort vinnige prente. Dit moet jou nie langer as 'n minuut vat om 'n prentjie te teken nie. Vat nou jou handboek en lees die feit hardop. Kyk nou na die prentjies terwyl jy die prentjie bestudeer, probeer om die feit wat jy gelees het in jou eie woorde te herhaal. Herhaal die proses totdat jy elke feit uit jou kop kan verduidelik deur net na die prentjie te kyk. Nommer 4, verander elke feit in 'n vraag. Vrae is een van die beste maniere om feite te memoriseer. Lees elke feit hardop en dink aan hoe jy daardie feit in 'n vraag kan verander. Maak nou 'n flitskaart met die vraag aan die voorkant en die antwoord aan die agterkant. Loop rond en leer die flitskaarte uit jou kop uit. Nommer 5, maak 'n breinkaart. Breinkaarte en vloeidiagramme is 'n baie effektiewe manier om feite te memoriseer. As jy wil weet om 'n breinkaart te maak wat vir jou leerstyl gaan werk en hoe om dit te memoriseer, woon een van ons studiemetodes werkswinkels by. Die link na ons webwerf is in die beskrywing. Nommer 6, gebruik assosiasies. Daar is verskillende tipes memoriseringstegnieke waar jy assosiasies gebruik om inligting te memoriseer. Akronieme is 'n metode waar jy een letter aan elke feit toeken. Dan maak jy 'n nonsenswoord om daardie feite te onthou. 'n Goeie voorbeeld van 'n akroniem is HETMOA wat jou help om die volgorde van bewerkings te onthou. Ander tegnieke wat jy kan gebruik is akroniemsinne, rympies, die lokkie-strategie en musiek. As jy hulp nodig het om feite te memoriseer, woon een van ons studiemetodes werkswinkels by. Dit gaan jou lewe verander. Om jou plek te bespreek, gaan na ons webwerf, die link is in die beskrywing. Baie dankie dat julle na die video gekyk het. Like asseblief die video en subscribe aan ons kanaal sodat ons vir julle nog video's kan maak.